Mooise eiland, alleen in die stilte, hoor Johannes' stem, soos 'n bassein agterom. Hy draai om, en sien die seun van die mens, in heerlikheid, met oë soos vuur, en 'n stem, soos baie waters. Was verbaan en alleen op die eiland by die see, maar God se stem breek deur die nag en roep hom nader meer. Hy sien die Here in heerlikheid met lig rondom sy kleed, die Alfa en die Omega, wat alles sien en weet. Geen ketting hou die woord terug, geen eiland sluit God uit. As Christus in sy glorie spreek, word hemelpoorte wyd. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die kerk in God se hand, die lampe wat moet skyn. Jesus roep tot liefde terug, waar harte koud verdwyn. Hy waarsku teen die lauwe hart, teen trots en valse skyn. Maar aan die een wat oorwin, gee hy lewe sonder pyn. Wie woorde het moet luister, wat die Gees aan die gemeente sê. Bly getrou deur donker dae, die kroon van lewe wag vir jou. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Pryk die Here, Hy halleluja. sien die troon van God in glans, die hemel buig en sing. Die ouderlinge lê hul krone neer, voor hom wat alles bring. Heilig, 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 roep die hemel sonder ophou. Waardig is die lam van God, wat verlos het deur sy bloed. Heilig, heilig, waardig, waardig, die lam regeer. Die seels word oopgemaak, die aarde voel die uur. Die oordeel van die heilige God brand regverdig soos 'n vuur. Maar bo die storm staan Christus vas, die lam wat oorwin het. Hy lei sy volk deur elke nag, hy is getrou en sterk. Ek sien die donker wêreld val, ek sien die leuen breek, ek sien die koning op sy troon, wat oordeel bring en spreek. Ek sien die nuwe môre kom, waar trane weg sal wees. Ek sien die stad van God neerdal, vol lewe, lig en vrede. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring.
Christus kom, elke oog sal hom aanskou. God maak niet, Amen. hy bly ewiglik getrou. Johannes 10, Amen. die einde is nie donker nie. Die lam oorwin, die koning kom. Geen dood, geen traan, geen nag meer nie. Jesus sê, ja, ek kom gou. Amen. Amen. Here Jesus, Oh, prys die Here, halleluja, amen. Amen. Goeienaand Yvonne, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Dan het Louisa opgekom, goeienaand Louisa, goed en jy, sy sê die klank is 100% prys die Here, is net ek vanaand wat praat, so ja, prys die Here, halleluja. En dan het Maxie opgekom, Maxie, goeienaand, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Amanda, daar is jy ook op, so ja, prys die Here. Welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. En dan Boeta, Eddie, daar is jy ook op. Goeienaand, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. Prys die Here, halleluja, amen. Kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons sê vanaand 1000 dankies. Dankie vir U wat groot is, magtig is, heilig is. En Here, dankie dat ons vanaand weer kan getuig van U goedheid, U guns, U liefde, U genade, U leiding. Here, hoe U saam met 'n mens wandel, hoe U die dinge van 'n mens openbaar en hoe 'n mens wysheid en kennis van U ontvang. En deur U woord, deur U beloftes in Jesus naam. Here, ek bid dat hierdie getuienis stigtend sal wees, opbouend sal wees, inspirerend sal wees, geesvervuld sal wees en Here, ek bid Here, laat mense antwoorde sal kry vir hulle eie probleme en Here, laat hulle ook so 'n verhouding met U kan hê in Jesus naam. Here, seën elkeen wat vanaand ingeskakel is, hulle wat nog gaan inskakel en dink om aan te skakel, seën ons program vanaand. Laat dit wyd en suid gaan, oos en wes, Here. Laat dit by die ore uitkom waar dit moet hoor in Jesus naam. Seën ons getuienis vanaand, Here, en laat dit sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam in Jesus naam. En dit laat die lof en die eer U heilige naam toekom, Here. En dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Daar kom Shirley op. Goeienaand Shirley, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry Voet, deel van die program. En ek sien, okay, kom ons sal nou net die ander mense groet. Ek hou nog dop. kom saam! Kom saam! Glorie, halleluja, Jesus leef! Hy is koning, ons wag vir jou. O ja, ons wag vir jou. Daar is 'n plek waar harte saamkom, waar ons sing van God se genade, waar ons hoop weer nuut ontdek en ons geloof weer sterker staan. Kom met blydskap, kom met vreugde, kom en deel in wat God doen. Want waar Jesus teenwoordig is, daar maak hy alles nuut. Maak jou hart oop, moenie langer wag nie, die Here roep jou nader. Hy wil jou vandag ontmoet, kom jy net nader. Ons loof en prys die Here Jesus, glorie, halleluja, aan die Lam. Kom saam waar harte brand, vir Jesus se naam. Kom met jou lof, kom met jou aanbidding, kom met jou hart, gee alles aan hom. Want Jesus is waardig, Jesus regeer, sy liefde en genade. Amen. Hou ons vir altyd vas,
Heer vir ewig. Amen. Hy is waardig, hy is heilig, aan hom behoort die lof en eer, prys die hy Here. is die koning, hy is die redder, ons aanbid hom. Ons lewe lang, elke stem sal hom verhoog, elke hart sal hom aanbid. Van die lam van God het oorwinning gebring, die kruis vertel van sy liefde, Prys die Here. die graf verkondig, Jesus leef. Amen. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons sing sy naam omhoog, ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd, kom saam, hou niks terug nie, hy vul ons harte met vreugde en krag. Glorie, halleluja, aan die Lam. Glorie, halleluja, Jesus leef vir ewig. Ons nooi jou, kom nou saam. Kom saam op Facebook, kyk net onder, Pastoor Dewald Eduard Allers. Daar kry jy die Kom Saam program. Kom saam met ons, kom Halleluja. sing saam. Amen. Glorie, halleluja, ons Prys mag die net vir Here. jou. Dinsdag gaan bring ons gebede, ons glo die Here oor elke stem. Ons bid vir die siekes, ons vertrou op sy hand. Woensdag gaan bring ons lof en aanbidding, met harte vol vreugde voor sy troon. Ons sing van sy grootheid, ons verhoog sy naam. Donderdag gaan deel ons getuienisse van God se goedheid en genade, van mense wat vertel, Jesus het my aangeraak. Vrydag gaan vier ons sy troue liefde, want hy dra ons elke dag. Hy is ons hoop, hy is ons krag, hy lei ons op sy pad. Kom saam, laat ons almal sing, Jesus is koning, hy regeer vir ewig. Kom saam, gee hom al die eer, ons harte behoort aan Jesus, ons aanbid hom meer en meer. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Ons verhoog sy naam, ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd, kom saam, hou niks terug nie, hy vul ons harte met vreugde en krag. Glorie, halleluja, aan God behoort die eer, aan Jesus behoort die lof. Hy leef, hy regeer vir ewig. Ons sê dankie aan Pastoor Dewald en Louisa Allers vir julle liefde en diens, vir alles wat julle doen om Kom Saam moontlik te maak. Mag Jesus se naam verhoog word deur alles land. Aan God alleen behoort die eer, aan Jesus alleen behoort die lof. Glorie, halleluja. Amen. Prys die Here, en daar kom Elise ook op, nog voordat ek ook kan roep. So ja, daar sy ook op. Goeienaand Elise, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Volvry vir deel van die program. Nou is dit Isabella wat nie op is nie. Ons sal nou kyk waar sy. Okay. Ek wil net gou die WhatsApp oopmaak. Ek gaan nou begin getuig. Ek wil net die program ook oopmaak. Okay, daar is die program oop. En daar is WhatsApp ook oop. Goeienaand julle hierso by WhatsApp. Dit is die getuienis van Dewald Edward Allers. So ja, welkom julle ook vanaand hierso. So saam met die mense op Facebook, en dit is 'n live uitsending wat ek wat elke donderdag aand uitgesaai word op die Facebookblad. So ja, prys die Here. Mense, net gou net, ek gaan net so 'n paragraaf terug
oor verlede week en daar gaan ons weer aan. En op die ouend het ons die tent gekry en daar het ons 'n bakkie ingery en toe het hulle die tent afgelaai en toe ek daar buite kom, terwyl hulle die tent aflaai, toe sê die profeet vir my, hulle het vir ons die tent gebring en hy wys vir my, hierdie man is 'n pastoor wat die tent vir ons gaan leen vir 3 weke. So, die opening is die 31ste, so ons het die week voor hom, voor die 31ste, het ons die tent gekry, so die week na die 31ste, dan sal die tent moet afkom, want dan gaan hy weer moet teruggaan. So, prys die Here, julle moet daardie een onthou, hoor. Ons gaan nog praat daaroor. En, hulle het net gou die tent vir my deurgebring, en hulle het hom nou afgelaai, die pastoor wil ook sommer ons ontmoet, dit is maar net, kan ek sê, menslik, en ja, en want hy wil weet wie ons is, wat doen ons, hoe glo ons, en daar, hulle like om in dit uit te vra, en te sing, en dan, yes, en dan voel hy meer gerus oor sy tent wat by ons is. Jy weet, dit is, wow, hoe die Here ons geantwoord het. Daar was geen belofte nie, geen gelde gewees nie, daar was niks gewees nie, daar was geen hulp van niemand gewees nie, en ek sien Louisa daar geskryf, Isabel vra om verskoning, hulp nie krag nie, ok, dis reg, dankie Louisa, prys die Here, en op hierdie manier het God vir ons deurgekom. So, en die Vader het net weer eens vir ons gewys, hy hou sy woord, en hy sal voorsien, en dit is wat baie belangrik is, wanneer God praat, laat hy sy belofte waarmaak, en as hy gesê het, hy sal, dan kan jy maar, ek kan vir jou sê, jy kan dit maar aanvaar, dis 'n uitgemaakte saak. En so het God dan vir ons die tent voorsien. Al die pad van Heidelberg af, dis nou Heidelberg hier nie, Gauteng, en ja, hier aan die kant die highway, die N3, net aan die ander kant, daar by Nigel, net aan die ander kant. Ja, net so voor die Valdam, so prys die Here, nou weet almal waar is Heidelberg. Ok, moenie sleg voel nie, hy is net daai kant. en God het ook vir ons hom laat deurbring, om 'n rede ons nie 'n voertuig het nie, het die Here laat hulle hom gaan haal en hulle moes hom aflaai. Goeienaand Kotie, goed en jy, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry voor deel van die program. So ek gee net gou hierdie laaste paragraaf waar ek laasweek opgehou, net dat julle nou weet waar was ek. En die Here het die voertuig gegee, God het self die tent gereël, God het die aflewering gereël, en ek kan net vir jou sê, ons kan die Here prys en eer. Die tent word agter die huis afgelaai. Hoekom nou agter die huis? Want ons weet wat is 'n motorhuis. 'n Motorhuis is 'n garage. So ja, ok, vir die wat nie geweet het nie, nou weet julle ook. Ok, nou, ons bly na RDP huis, daar is geen garage aan die huis nie. So as ek kar het, dan moet hy buite slaap. So die tent word agter die huis afgelaai. En wat interessant is, ek nie vir hulle gesê om daar af te laai nie, hulle het agter om die huis gery, en hulle het homself daar afgelaai. So ek glo met my hele hart, dit was die leiding van die Heilige Gees, om vir hulle te wys, laai hom agter die huis af. En dit is waar die tent afgelaai is. As 'n mens nou die tent sou vat, wat nou opgerol is in sy sak en alles, dan gaan hy een van ons kamers vol hê, met sy pale en penne en ek weet nie wat als nie. So, in die grondseile, en hy gaan hy kamer vol hê, daar gaan geen plek wees vir niemand nie. Nie eers 'n muis sal daar kan rondloop nie. Prys die Here, halleluja. En jy weet, ons kon nie,
'n ander plan maak nie, of 'n ander plek kry om die tent af te laai nie. So, die Here het daardie tent daar laat aflaai, maar wat saam met die tent gaan, is waar die Here hom aflaai, kan jy maar weet, die Here gaan homself bewaar. Die Here gaan hom beskerm. Wat ek moes vinnig leer, God vernietig nie sy eie werke nie. So, dit maak nie saak wat se plan die duiwel probeer beraam of bedink of iets nie. Niemand kan by die tent uitkom nie, want God beskerm hom. So, ons het 'n oop yard. As ek nou vir jou net kan wys, agter my was een muur gewees tussen my en hierdie buurman. Voor my, tussen my en hierdie buurman en voor my, is daar nie heining nie. As ek so draai met my gesig die kant toe, dan kyk ek na die veld toe. Daar is nie 'n muur of heining, dis oop yard. En as ek hierdie kant toe kyk, dan sit die straat se kant toe en daar is nie 'n muur nie. So, 3 kante van hierdie huis is oop. So, en die Here bewaar die werke. En as jy nou kyk, die area wat ons aan gebly het, Tembisa lê reg rondom hom. En dan Klipfontein lê aan die een kant. En almal weet, so dis nie 'n area wat jy goed buite los nie. So goed kan wegraak, maar die Here beskerm. En nou gaan ons verder. En dis waar ek verlede week opgehou het, dat God se hand oor die tent was. En nadat ons afgelaai het ons in die huis ingegaan. Ons het almal 'n koppie koffie gaan drink, want daar's koffie vir ons gemaak. Want hoekom ons dit gedoen het, is omdat die Gees ons lei om die Here dankie te sê. Vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy voorsiening. Dankie te sê aan sy trou, sy eie woord waarmaak, sy beloftes nakom, sy trou hou, wat hy vir ons gegee het, om vir ons te sê, die tent sal daar wees. So, en almal wat daar is, het saam met ons in hierdie oomblik van vreugde, joyful oomblik, het hulle saam met ons gedeel. En ons kon dit voor die aangesig van die Here almal saam doen. En dit is wat lekker is. En ook die pastoor wat die eienaar is van hierdie tent, hy is ook hier, soos ek gesê het, hy het ons kom ontmoet, hy het die tent vir ons geleen, maar nou wil hy terselfdertyd ook seëninge oor ons uitspreek. En dit is wat amazing is dat hy self saam met ons wil bid, seëninge wil uitspreek, en ook vir die bediening, en ook oor die opening van die gemeente, en hy maak homself betrokke by die werk van die Here, want hy weet wat God gaan doen. Prys die Here. En nadat ons gebid het, en koffie gedrink het, het hulle gegroet, want die pad is lank weer terug Heidelberg toe. As jy nou hier van my afry, dan gaan dit so 1 uur en 15 minute, as jy nou stadig ry soos ek, dan gaan dit nou so 'n halfuur wees, en as jy nou vinnig ry, dan gaan dit 1 uur en 'n half wees, dan gaan jy in Heidelberg wees. So, hulle wil nog teruggaan, want hulle werk die volgende dag. Maar binne in ons harte, jubel ons juig, dit glons, dit borrel, die blydskap, jou hart wil oorloop oor wat God gedoen het, en dit lyk of jou liggaam wil volg. Maar hy wil net dans voor die Here, want hoekom? Want ewe skielik is daai verligting daarso, daai swaar druk wat deur ons gegaan het, daai oomblik wat ons vasgekeer was, en
geen lig gesien het nie. Maar, soos ek laasweek gesê het, waar die Here besig was, wat ons nie gesien het nie. Wow, kan ons net weer eens sê, God is goed. God is good, God is faithful. En weer eens was dit ver bokant ons verwagting gewees. Weer eens het die Here deurgekom. Weer eens het God almagtig kom voorsien aan sy kinders. God maak 'n weg waar daar geen weg. Daar was geen beloftes nie. Ons het mense gebel. Ons het ek het julle vertel, ons het gemeentes gebel en niemand was bereid om te help nie. Niemand was bereid nie. God self het die hulp vir ons geopen. Hy self het daai tent gereël. Hy self het die pad oopgemaak om daai tent in die hande te kry. En dit is wat lekker is. En dit is net jammer dat die kinders van die Here, regtig, dis hoe ek voel, nie by mekaar wil staan nie, want ek weet nie hoekom nie, ons is baie afgunstig. Die een is bang, jy gaan inmeng met sy kerk en met sy mense. Dis jaloersheid. Ons werk almal vir een koninkryk. Ek verstaan dit nie. Hoekom ons mense nie kan saamwerk vir die koninkryk van God nie. Maar okay, dis 'n preek op sy eie op 'n ander dag. Ek gaan nou preek nie, ek gaan nou getuig. En God maak hy pad oop. Vinnig moes ons geleer het, wanneer jy jouself, en dit is wat belangrik is, en mense, julle moet nou mooi luister. Mooi luister beteken, jy moet jou ore oopmaak, jy moet luister en dit inneem. Luister wat ek sê. Ons moes vinnig leer, tot vandag toe, moes ek vinnig leer. In situasies, wanneer ek in 'n doodloopstraat het, wanneer ek in omstandighede is waar daar geen uitweg is. Die lig kom nie deur nie, geen beloftes is nie, geen antwoord is nie. En dan moet ek weet, dit is hierdie oomblik wat ek so vas is, waar ek vasgedruk is, met bekommernisse, met worries en met alles, laat ek moet weet, net God kan deurkom. Net God die Vader alleen is God. En net hy maak 'n pad waar daar geen pad is nie. Daar was nog nooit 'n pad gewees nie, daar was nog nooit lig nie. Dan begin God, luister nou wat ek sê, dan begin God, as jy vasgedruk is in so 'n posisie, soos wat ek was, dan begin God 'n pad maak. Om vir jou mooier te beskryf, dan begin God die Vader 'n nuwe hoofstuk skryf. 'n hoofstuk skryf uit die hemel uit. En niemand kan daar iets byvoeg nie. En daardie hoofstuk het hy jou ingesluit, want jy was vasgekeer. Ek was daar vasgekeer. Onthou, Amanda het ons gesê, kom ons gaan hier die skoolsaal. En mense het gekom en gesê, luister, ek dink julle nie jy moet 'n gebou kry of iets. En ons kon nie. Ons moes op God se woord staan. Daar was geen lig nie. Niemand wou ons help nie. Daar was hoeveel oproepe gemaak. Niemand wou nie. Niemand wou 'n hand eers uitsteek na die werk van God toe nie. Want almal is bang om in hulle hande uit te steek om te help vir die werk van God. Maar min besef hulle beperk hulle eie seëning. Dis wat ek later geleer het. Okay. En op hierdie manier wat die Here dan die nuwe hoofstuk skryf in jou lewe, dan is 'n mens se dankies hopeloos te min. Hopeloos te min vir die antwoord wat die Here dan vir jou open. Onthou toe Moses hulle in die see vasgedruk was. Daar was geen uitweg. Die vyand was agter. En so was hierdie oomblik ook. Die einde van die maand is hierso. Ons daai opening moet kom. En ons was van, waar gaan ons heen? Here het gesê dat tent gaan kom. Presies dieselfde, vasgekeer,
Ons het nie antwoord gehad nie. En nou sê ons dankie vir die hoofstuk wat die Here geskryf het. Maar dit voel of ons dankies te min waarde het voor God. Ek sê so, ek sê nie die Bybel sê so nie, dis hoe ek voel. Al sê ek aanhoudend dankies, voel dit nog steeds of my dankies te min is. Want God het ons geseën. Ja, en die tent het nou hier aangekom. Die opening sal kan plaasvind. God het self sy gemeente kom stig op aarde. En prys die Here daarvoor. En dit is waar hierdie gemeente van ons uit bestaan. Dis God se eie gemeente. Dis hoekom die hand van die Here hieroor is. Dis hoekom die Heilige Gees so beweeg. Dis hoekom die leiding van die Here die heeltyd hier is. Dit is hoekom selfs hoeveel keer het julle gesê, julle voel die teenwoordigheid, die salwing van die Here. En dit is hoe God beweeg, selfs deur hierdie platform. Hoe die Here beweeg, want dit is sy werke. Dit het niks te doen met my nie. Ek het dit nie beplan nie. Dis wat God wil gehad het en dit is hoe God ons voorsien het en waar ons vandag is. Selfs, soos ek gesê het, die Here bewaar hy tent op 'n bonatuurlike manier. As ek vir jou sê bonatuurlike manier, kan ek net vir jou sê, ek sal glo volgens Bybel, Psalm 91, laat die Here engele sal opdrag gee aangaande my om daai tent te bewaar. Ek glo dit in my hele hart. En ek dink dis wat daar gebeur het. So ja, soos ek gesê het, God wil in ons behoeftes voorsien. Mense, en ek wil vir julle sê, moenie moedeloos raak as jy vasgedruk is. Jy voel jy is teen 'n muur vasgedruk, daar's nie antwoorde nie. Dit is dan wanneer die Here deurkom. Dit is daardie tyd wat die Here 'n nuwe hoofstuk skryf. Dit is daardie tyd wat die Here sê, hy wil vir jou wys dat hy God is. Hy wil hê jy moet in so 'n posisie wees sodat jy in hom kan glo, in hom kan vashou. En nou nadat ons die oorwinning het, is ons overwhelmed. Ons is oorweldig. Die goedheid van God, die Vader, borrel in ons harte. Ons is opgeruim, ons is vrolik. Daar is die tyd van dikbek nou wees nie. Hier is ons. Dis nou die tyd van joy voor die Here, want God het deurgekom. Die guns van die Here is oor ons en dit lê voor ons oop. En dit is hoe ek my lewe elke dag sien. Ek sien nie dat net guns op my is nie. Die guns van die Here lê oop voor my. Waar ek beweeg ek in die guns van die Here. Waar ek loop, wat ek doen, is in die guns. Selfs hier waar ek met jou praat, dis in die guns van die Here dat ek dit kan doen. En ek loof die Here daarvoor. Prys die Here. Ek wil net iets drink. My keel is droog. Nou as ek vir jou sê, die guns van die Here lê oop, dan moet ek vir jou ook sê, ons leef binne in die guns van die Here. En dit is waar jy besef, elke dag is 'n begunstigde tyd. Elke oomblik is 'n tyd wat deur guns aan ons geskenk is, deur die Vader. En dis wat ons beleef. En dit is hoe ons saam met God gewandel het, en nog steeds saam met God wandel. En dit is in hierdie tyd, dat die Here meer en meer begin wys, dat hy God die Vader is, wat saam met ons is. Ja, dit het ons gekos. Onthou as jy vasgedruk is, en daar's nie 'n lig nie, daar's nie antwoord nie, wil ek vanaand vir jou sê, moenie dink, nou dat jy vasgedruk is en daar's nie uitweg nie, dis maklik. Dit het my gekos, dit het my 'n prys gekos, om God gehoorsaam te wees. Ek kan nie aan sy woord twyfel nie. Jy moet dit onthou. Dit kos my 'n prys om God gehoorsaam te wees. Ek kan nie bekostig om te twyfel nie. So,
Dis beter om God gehoorsaam te wees. Want hoekom? Want as jy God gehoorsaam is, dan sien jy die vrug in jou eie lewe manifesteer. En dis wat hier gebeur het. En dis wat hier in ons lewe gebeur, is dat ons sien dat selfs Psalm 32 vers 8 sê vir jou, die Here sê, hy sal jou onderrig, hy sal jou raad gee. Hy gaan jou ook saam met jou wees, maar sy oog gaan op jou wees. En dis presies waar hierdie woord in vervulling kom. Ons sien dit in ons eie lewe, daagliks, selfs vandag nog. En presies hierso ook, was dieselfde gewees. Nou moet jy een ding onthou, om daai prys te betaal om God gehoorsaam te wees, kan ons nie ons eie planne maak nie. Jy mag dit nie doen nie. Onthou daai vrou het gesê, Amanda het gesê, luister hierso, gaan hier die skoolsaal. Sy is ook 'n kind van die Here. Maar kyk nou wat gebeur nou. Die Here toets ons. Hulle sê vir ons, gaan hierdie skool sal ons sal betaal. Dit klink goed, maar die waarheid is, dis nie deel van God se plan nie, want wat het die Here gesê? Die tent sal kom. So, niemand, soos ek nou nog sê, niemand wou hulle hand uit hulle sak uithaal en sê, luister die hoorie, ons sal help nie. Niemand nie. Hoeveel mense was gebel gewees? Hoeveel pastore was gebel? Hoeveel gemeentes? Hoeveel mense wat regtig Judea Habes wat selfs tente weggee? Hulle kom vir ons gesê, luister, ons leen julle tent. Hulle wou nie eers vir ons op hulle manier bystaan nie. Ek het niks teen hulle nie. Hulle doen goeie werke. Ek wys maar net vir julle. Maar niemand wil regtig God se werk sien vorentoe gaan nie. En dis wat ons selfs hier beleef het, is, as God nie gaan ingryp nie, kan sy werk nie aangaan nie. Want ons mense wil nie God se werk sien vorentoe gaan nie. Dis een ding in Suid-Afrika wat werklik waar is. Want die een is bang vir die ander een, en ek verstaan dit nie. Ons werk vir een koninkryk. Maar kyk, kom ons los dit daar. Maar onthou, as jy jou eie planne beraam, gaan dinge nie uitwerk nie. So om God gehoorsaam te wees, kos 'n prys. Daar's trane, daar's benoudheid, daar is druk, daar is geen lig nie. En weet jy wat? Dit alles was die moeite werd om God te vertrou. Om te sien hoe kom die Here deur. Hoe maak God sy eie belofte waar hy sê hy staan met ons. Hy is saam met ons. Wat moet ons doen? Ons moet aanhou glo. Weereens het God homself kom bewys deur sy werke dat hy vir sy kinders is. God is nie teen ons nie. Hy is vir ons. Yes, dis nie maklik nie, soos ek sê, dit kos 'n prys. En almal is nie bereid om daai prys te betaal nie. Jy moet dit onthou. Hoekom? Omdat ons mense soek ons die maklikste uitweg. Ons soek 'n quick way en dit moet net kits wees. Die Here moet nou deurkom, die Here moet nou antwoord. Nee, God werk nie so nie. Daai idee moet jy afval. As ek sê afval uit jou brein net al, want dit gaan nie werk nie. Want die Here werk op sy manier. Hoe werk hy? Hy sê in sy woord, met 'n uitgestrekte arm sal hy sy volk uit Egipte lei. Hoeveel keer daarna het die Here gesê, met 'n uitgestrekte arm, regterhand, sal ek jou help. En daar's 'n ander vers wat sê, die regterhand van die Here is nie te kort om te help nie. So, as die Here sy hand uitstrek, kan jy maar verseker wees,
niks kan hy ons stop nie. Niks, en daar is niks wat daar die arm van die Here gaan kan stop nie. Niks kan dit doen nie. En dit is dan op hierdie manier wat die Here deurkom, en dit is deur hierdie manier, met daai uitgestrekte arm, waar die Here alles vernietig, wat voor in die pad is, met daai uitgestrekte arm, sodat sy woord waar word. Prys die Here, mense, halleluja. Weereens wys God dat hy God is. Hy is goed, sy goedertierenheid is vir ewig, en as jy my sê, nou wat sou gebeur het, as ek nie geluister het nie? Kom ons kyk gou, kom ek wys gou vir jou in die Bybel. Ek gaan nie vir jou preek, ek gaan net vir jou 'n stukkie wys. Selfs Samuel het dit ook beleef, wat ek beleef het Samuel beleef in sy lewe. Toe hy ook vir Saul daardie tyd gesê het, as jy net na God se stem geluister het, en vertrou het op hom, geglo het, sou God jou koningskap vir jou bevestig het. Want Saul het mos nie geluister nie, hy het mos genoeg op sy eie gedagtes gegaan en sy eie dinge gedoen en goed. En dit was Saul se downfall. Saul se val was sy begeertes, sy gedagtes, sy slimheid waarop hy staat gemaak het. En toe wat kos dit hom? Sy koningskap. Sy koningskap het nooit staande gebly nie. Want onmiddellik toe Saul nie luister, toe gee die Here dit vir Dawid. Prys die Here. En wat nou hier gebeur het in Kleurkop is nou, dat almal kan sien, God het geantwoord. Almal gaan dit kan aanskou met hulle oë. Hulle wat nie glo nie, vir hulle wat hier rondloop en alles, hulle wat elke dag van by my huis gaan loop, hulle gaan dit sien en aanskou dat God het geantwoord. So ja, en wat amazing is, die woorde wat die Here vir my gesê het, en dit was awesome gewees in hy selfde tyd is, dat die Here vir my sê, hy, wie God almagtig is, sal, kan en wil voorsien. Wat beteken die Here dit dan? Dit beteken, selfs die deur wat toe is, kan nie toe bly nie. God gaan dit oopmaak. Hoe sê ek altyd, God skop nie 'n deur oop nie. Hy, net sy teenwoordigheid druk dit oop. En weer eens, kan ek vir jou sê, as God begin beweeg, wie kan hom keer? Nie as die walle van die Jordaan kan keer nie. As God wil werk, wie kan hom stop? Wie kan sy gedagtes stop? Wie kan sy hand stop? Maar ons ongeloof, wanneer ons twyfel, wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons nou, daai dinge wil doen, dit stop die Here. Niemand kan God se werk stop nie. Net ons ongeloof, en dan kry ons nie waarvoor ons gevra het nie. En God, hey, die Here maak 'n pad deur die see, mense. Die Here het nie toestemming nodig nie. Hy het nie 'n padskraper en daai goed nodig nie, man. Hy het nie werkers nodig om die kante te hou nie. Hy kry net die gedagtes en dit gebeur. Dit is die God wat ek dien, man. Dit is die God wie ek lief het. Dis die God wat vir my is. Dis die God wat van die Bybel praat. Wat hy sê, laat daar lig wees. Hy het net gedink, laat daar lig wees, en toe sê hy dit, laat daar lig wees, en daar was lig. Gaan lees jou Bybel, man. Heel voor in die Bybel, Genesis 1, sê dit uitdruklik vir jou. En daar was lig. En dit is wie God is. Want hy is vir ons. Hy wil vir ons wees. En hy wil ons lief hê. Hy wil ons God wees. En onthou net een ding. God is baie ernstig oor die mens.
Die Here is baie ernstig wanneer hy sê, hy het jou lief. Wanneer hy sê, jy's, en Jesaja sê, jy's myne. Onthou net een ding, God bedoel dit. So, en wanneer die Here sê, hy bedoel dit, dan hoef ons nie eintlik so bekommerd te wees nie. Alhoewel ons weet, ons gaan vasgekeer wees, ons gaan hy druk hê, is ek en jy nie onderstel om benoud te wees nie, om bekommerd regtig te wees nie. En jy weet, as jy so bekommerd is, dit kan jou dryf na die dood toe. Die Here wil nie daai dinge hê nie. God wil net hê, ons moet in hom glo. Hy wil net hê jy moet rustig wees en sê, Here, ek kan niks doen nie. Ek kan nie 'n pad maak nie. Ek is vasgekeer. Die vyand is agter my. Hier's ek. Dit is nou alles oorgegee aan U deur die genade. As U nie gaan antwoord nie, is dit klaar praat my. That's it. En die Here wil nie hê jy moet maagpyn kry en kopseer kry en worry en daar. Dis nie wat God wil hê vir sy kinders nie. Wat God wil hê is dat ek en jy moet aanhou, uithou en glo in hom. En dis wat die Here ons geleer het in hierdie tydperk, waardeur ons gegaan het. Kom ek sê dit weer. Hy wil hê ons moet aanhou, ons moet uithou en ons moet glo in hom. En weet dat hy God, die almagtige Abba Vader is. En dat hy getrou is aan sy woord wat vir ons is. Onthou, God is 'n waarmaker van sy eie woord. En daarom het ons soveel rede om God te dien, te loop, te prys. Ons het so wonderlike voorreg om God te hê as 'n God aan ons kant. Want he can do amazing, ongelooflike dinge vir ons. Want hy sê in sy woord, ver bokant wat ons kan dink of vra. Dit kan God doen. En hier bewys hy vir hom, hoe kom hy deur met daai tent. En jy weet, en as die Here vir jou sê, hy is vir jou, dan het ek en jy versekering, dat God vir ons is. Dat hy dit sal doen. Hy dink aan ons, in daai oomblik. Onthou, toe ons niks gesien het nie, ons kon niks geweet van waar die tent vandaan kom, daar was geen oproep, niks gewees, ek praat voordat die mense gekom het, ons het nie geweet waar nie, maar God was al reeds besig gewees. Hy het al reeds geweet, niemand gaan ons kan help nie. Hy het geweet, mense gaan vir ons kom sê, selfs kinders van die Here het gekom en gesê, gaan kry die skoolsaal. En dan dink ons baie keer, en dit is waar ons fout maak ook. Ons luister baie keer, en dan luister ons vir kinders van die Here, die kinders van God self, wat ons van die pad afval. Hulle haal ons uit die pad, waar ons glo in die Here, en dan sê hulle, nee, doen dit, en dan wat gebeur? Jy val. Hoekom? Want ons neem aan, hulle is kinders van die Here. En wat gebeur? Die duiwel gebruik hulle verwar ons, en wat doen hulle? Dit klink goddelik, soos ek altyd sê, maar dit is nie goddelik nie, want dit is nie deel van God se plan nie. God se plan is dat ek en jy in hom moet glo. God gaan nie iemand anders stuur en vir my sê, gaan doen dit as hy vir my gesê het, jy sal die tent kry nie. God change nie sy mind nie. En hoe vinniger ek en jy dit begin besef, hoe beter is dit vir ons in ons eie lewe. Dinge klink goddelik, maar dit is nie goddelik nie. Hierso, daar was 'n bewys gewees. Toe hulle gesê het, gaan kry die skoolsaal, hulle sal betaal. Dit klink goddelik, ja, die Here gaan voorsien. Maar dis nie God se plan nie. En as jy uit die plan uit gaan,
dan gaan dit 'n groot flop wees. Dit gaan 'n gemors wees. Alles gaan 'n gemors uitdraai. Want dis nie God se plan nie. En dan ook om haastig op te tree of ongeduldig te wees, is ook nie 'n oplossing nie. As ons vas 'n keer is, moet ons maar begin rustig raak, baie vinnig. As jy so vas 'n keer is, ek moet dit doen, ek is nou baie rustig. Ek nou tot rustige musiek, dan sê ek vir Louisa, let it be man. Ek is rustig. Ek worry nie meer daaroor nie, ek kan dit nie verander nie, as ek vas 'n keer is, ek vas 'n keer. So what, as ek vas 'n keer is? Die Here sal deurkom, hy het die plan, nie ek nie, hy gaan my losmaak. Want hy sê in sy woord, saam met die beproewing stuur hy die uitweg. Wanneer jy vas is, stuur hy die uitweg. So, ons moet net leer om op God te rely, om op God te leun, God te vertrou en God vas te hou. Dus ek ook vir jou sê, aanhou, vashou in die Here. Nou ja, daai aand het ons 'n lekker tyd gehad, ons het nie regtig geslaap nie. Die volgende dag was die begin van die nuwe week. En nog steeds is ek besig daar op die hoek om te werk vir die Here. Maar daar is joy in ons hart oor die wonderwerk wat God gedoen het die dag van tevore. Daar is nog steeds joy in ons harte oor dat die Here deurgekom het en so. Maar intussen het die Here ook vir Annetjie op daai tyd gesê, sy moet die mense terugskakel en vir hulle vertel, God het voorsien. Dat die mense kan beskaam staan, hulle wat nie wou gehelp het nie, hulle wat nie regtig wil nie, hulle wat getwyfel het, is dit van God af. Hulle moes die goeie nuus hoor. En wat hartseer was, baie van hulle, wat ek by haar gehoor het, was nie baie bly gewees, dat God vir ons deurgekom het nie. Hulle was nie saam met ons opgewonde, hulle wil nie saam met ons die joy gehad het. Dis hartseer, dis ek ook vir jou sê, ek verstaan nie die kinders in Suid-Afrika van die Here nie. Hulle wil nie in die joy saam met ons vier nie, daai oomblik van vreugde saam met ons regtig vier nie. Nie een het gesê, luister, ek klim in die kar, ek wil ook om joy daar saam met julle vang nie. Hulle wou nie. Sy moes selfs die Amanda vrou gebel het, wat gaan kom optree, die een wat die skoolsaal, en sy moes hulle die goeie nuus vertel het. Ok, hulle, sy het dan nie gesê of hulle bly was nie, ek weet nie, maar, almal het gehoor wat God gedoen het. Maar niemand wil dit regtig gehoor het nie. Kom, dis my woorde. Hulle het gehoor, maar hulle wou dit nie regtig gehoor het nie. So ja, God het in Kloorkop 'n wonderwerk gedoen. En die wonderwerk het gekom bonatuurlik. Dit het plaasgevind. En op daai oomblik, daar was nou nog dinge in my en Louisa se lewe ook, wat hoogtepunte is. Op daai oomblik was dit ook een van ons hoogtepunte gewees in ons lewe. So ja, dis 'n hoogtepunt, is iets wat uitstaan, wat vir altyd saam met ons is. En ja, die Here is net goed. Hy is onbeskryflik. En yes. Ja, ek het soveel joy, ek wil eintlik hier binne my, wil ek net die Here loof, prys, eer en verheerlik as ek net daaraan dink. Die Here is so getrou, hy is so waardig om God te wees, om te weet, op die manier wat hy deurkom, het is bo mense verwagting. Nou kan ek verstaan, hoekom was Dawid so op, jy weet, en wat nou amazing is, terwyl ek nou op die hoek is, elke dag, onthou ek werk op die hoek van Allendale en die Midrandpad,
waarvan mense bid en my banner opsit en mense lei na die kruis toe. Het die Here laat Annetjie begin intree. Onthou, ons manne moet ons vrouens waardeer, regtig. Want die Here gebruik die man en die vrou saam. Selfs Louise ook. Sy sal baie keer vir my kom en sê, die Here sê, ja, ek moet nou rustig, of die Here sê, ek moet dit nou doen. Hierso, presies dieselfde. Kom ek vertel jou gou hoe die Here gewerk. Nou, ek is op die hoek. Maar ek weet, die tent moet nog opgeslaan word. Binne my hart sê ek, ja Here, ek weet, maar eerlikwaar, ek weet nie eens om 'n tent op te slaan. Nou, ek is op die hoek besig en ek is besig. En intussen is die Here altyd besig met die vrou. En op daai stadium was die Here besig met Annetjie gewees en die Here het haar gewys, laat almal in Kloorkop die goeie nuus gaan sien. Laat die Here saam met ons is, laat die Here geantwoord het. Almal gaan dit aanskou. En die Here het vir haar nou begin, en dit is hier waar Psalm 32 nou inkom, waar hy sê, hy sal jou onderrig, hy sal jou raad gee. En die Here sê vir haar, hy gaan haar raad gee, en sy moet dit ontvang. Sy by die mense in Klipfontein, onthou ons het mense wat elke Sondag by ons in die huis kom sit, om die woord te kry, sy moet hulle skakel, en vir hulle sê, sy moet hulle nader trek en vir hulle sê, onthou ek weet van niks nie, hierdie was nou haar woorde gewees wat sy gesê het, en sy moes hulle bel, en vir hulle sê, ons het die tent gekry, ons moet kom help opslaan, ek weet van niks, so, en vir hulle wat nou nie werk het nie, en hulle moet ook 'n vriend saambring, en ek weet nie hoeveel mense het gekom nie, so ek het nie 'n klou hoeveel mense daar was nie. Nou wat interessant is, en selfs die skoonseun, en sy vriend, nou julle sal nou nie, Afrikaanse mense weet nie wat sy vriend en dis 'n pel, hulle noem hulle mos pelle, ok, 'n pel gevra om ook te kom haal. Nou wat nou gebeur is, God het die plan vir haar gegee. Ek weet van niks. Sy reël alles. En dit is waar die Bybel sê, die vrou is die hulp vir die man. En dis nou eintlik amazing. Moet ek hier stop, of kan ek klaar praat? Ja, daai paragraaf is lank. Ja. My tyd is op. Ok, ek gaan hierso dat die mense van Klipfontein benader, ek sal hierso stop. Die Here wys ek moet stop, dan kan ons volgende week aangaan. Hey, ek moet julle nuuskierig maak man, ek moet julle nuuskierig maak. Julle moet volgende week kan luister man, ek like dit om julle nuuskierig te maak. Julle moet terugkom. Prys die Here, halleluja. Glory, 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 halleluja. Kom ons speel hierdie song. Halleluja. Amen. Amen, en amen, en amen. En amen. Prys die Here. Amen. Help me om way te
Here. En my nou nader aan die Here, o my God. Leer my U dieper ken, ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Soos 'n donderdag, Prys die Here. wag maar 'n bietjie weer. Soos 'n wildbok, smaak na water. As die storm woed, weet ek, U Here is. My hart verlang na U, om U dieper te ken. En my nou nader aan die Here, o my God. Leer my U dieper ken, ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Here Vader, ons kan net dankie sê vir die goedheid, die guns. Here, dankie vir U wat God is. Dankie vir U wat die Almagtige is, U wat die ewige Vader. Dankie Here vir U raad. My hart verlang na U, Ja Here, ons harte verlang na U. om U dieper te ken. En my nou nader aan die Here, o my God. Leer my U dieper ken, ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. My hart verlang na U, om U dieper te ken. En my nou nader aan die Here, o my God. Prys die Here. Leer my U dieper ken, Leer my Here. ek wil U dieper ken. Prys die Here. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Here. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Hemelvader, U die Almagtige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons kan alleenlik na U toe kom deur U Seun Jesus wat die weg is, die waarheid is en die lewe is. Dankie Here. Here, dat ek vanaand kon getuig het van U goedheid, U guns, U genade, U wysheid, U kennis, U insig en hoe U ons geleer het en hoe U die pad saam met ons gestap het. Selfs Here, waar ek my broers en susters vanaand net kan bemoedig, Here, en kan wys wat het gebeur toe ek in daai oomblik van daardie waar ek vasgekeer was en hoe U aangeantwoord het, Here. Here, kan ek net vanaand deel met almal, Here. Here, seën hierdie getuienis en ek vra U, Here, laat dit wyd en suid sal gaan, dat dit by die ore sal uitkom wat dit moet hoor en Here, laat mense dit inspirerend sal vind, stigtend sal vind, opbouend sal vind en selfs antwoord vir hulle eie probleme kan kry en laat hulle ook 'n verhouding met U kan sal hê in Jesus naam. Here, seën hierdie getuienis in die magtige naam van Jesus Christus. Die woord sê, Here, dit wat ons vra in U naam, dit sal U doen. En Here, ons staan op U woord. Here, dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel was en hulle wat tyd gemaak het om te kom luister.
in Jesus naam. Here, laat dit sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam, U wat God is, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah Heer, Jahwe, onze Vader, en dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Mense, dankie dat julle vanaand saam met ons geluister het, saam met ons ingeskakel was, en dankie dat julle kom geluister het na die getuienis. Onthou, môreaand het ons kom saam, waar ons gaan jubel en gaan juig en die Here gaan aanbid. Tot dan, wees geseën, wees gegroet, en van my kant en die Kom Saam team wil ek sê, Shalom julle. Goeienag. Prys die Here. Halleluja, prys die Here. Be thy name, let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, trespasses, as we forgive those who trespass against us. Amen. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. En prys die Here. Op daai noot van amen gaan ek vir julle sê, Shalom julle, goeienag, tot môre aand om 7 uur.